Die Here sê, wees stil en weet, ek is God. Ek regeer oor nasies, oor die hele aarde. Elke mens sal erken dat ek die belangrikste is. Niks en niemand is en kan so belangrik wees soos ek nie. Die Here, vir wie niks onmoontlik is nie, is by ons. Hy is ons groot bevelvoerder. Die God op wie Jakob ook vertrou, sal ons beskerm. Vriende, ek groet u vandag, soos wat Paulus die gemeente in Efese gegroet het. Vir almal heiliges wat in Leidenburg en omgewing is, gelowiges in Christus Jesus, mag God die Vader en die Here Jesus Christus vir julle goed wees, ver meer as wat jy verdien. Mag die drie enige God vir julle vrede gee, soos net hy dit kan doen. Vriende, goeiemôre. Baie welkom by hierdie aanlyn erediens. Vandag is eintlik 'n besondere dag, want in ons lewendige erediens het ons 'n stil erediens wat ons gaan hou, 'n kontemplatiewe erediens. En daarom is die belewenis met baie stiltes saam. So ons het dit tog goed gedink dat ons dit nie uitsaai nie, vir die eenvoudige rede dat dit 'n moeilike uitsending is om te volg. Maar vriende, die evangelie is lewendig. En die evangelie is waar, ook vandag hier waar ons dit met mekaar gaan deel. My gebed is, dat jy vandag dit saam met my sal geniet. Dat jy saam met my sal kan luister na God se woord, na wat hy met ons wil deel, met wat hy vir ons vandag bring. Mag ons vandag iets juist daarvan beleef. Vriende, ons skriflesing vandag is Markus 8. Ons is op hierdie reis deur Markus, en dit maak ons opgewonde om te sien waarmee Jesus besig is. Jesus wat op 'n manier 'n geheime Messias is. Jesus wat op 'n besonderse manier vir ons kom wys hoekom hy werklik gekom het. Vir ons kom wys wie hy is. Vriende, kom ons bid saam. En dan raak ons stil voor die Here. Ons maak ons harte leeg. Ons gee ons lewens vir die Here en ons vra dat hy in ons lewens sal inspreek. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie. Dankie vir die genade en die goedheid en die guns. Dankie vir elkeen wat ook van ver af op so 'n manier verbind kan wees aan hierdie gemeente, waar ons as lede saam deur u woord reis. Ja, dalk sit ons nie vandag by mekaar nie, maar dis ook reg, dis ook goed so, dat ons weet, u het ons saam gebind. En vandag lê ons eenheid in u, ons Here Jesus Christus. Vandag nader ons tot u, Vader, om uit u woord te lees, om u stem te hoor, om te weet wat dit is wat u vir ons wil sê. Here, ons prys u, ons eer u, ons loof u. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Vriende, ons lees dan vandag Markus 8. Ek gaan lees van vers 27 tot vers 38, dit is tot die einde van die hoofstuk. Ek hoop u kan saam met my volg, soos die woord ook aan ons openbaar word. Kom ons lees dan Markus 8. Jesus en sy disippels het na die dorpe van Caesarea Philippi vertrek. Op pad het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord hom, Johannes die Doper, ander sê Elia, en nog ander sê een van die profete. Hy vra hulle toe, maar julle, wie sê julle is ek? Petrus antwoord hom, u is die Christus. Jesus het hulle toe opdrag gegee om niemand van hom te vertel nie. Hy het begin om hulle te leer dat die Seun van die Mens baie moet ly, deur die familiehoofde, leierpriesters en skrifkenners verwerp en doodgemaak moet word, en na 3 dae moet opstaan. Hy het openlik hieroor gepraat. Petrus het hom een kant toe geneem en hom begin berispe, maar hy het omgedraai, na sy disippels gekyk, en hy het Petrus berispe. Gaan weg agter my, Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense.
nadat hy die skare saam met sy disippels nader geroep het, het hy vir hulle gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my en die evangelie verloor, sal dit red. Wat baat dit 'n mens immers as hy die hele wêreld as wins bekom, maar sy lewe verloor? Wat sou 'n mens gee as losprys vir sy lewe? Want wie hom vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens hom skaam, wanneer hy in die heerlikheid van sy Vader kom, saam met die heilige engele. Sjoe, wat 'n wonderlike teks. Wat 'n wonderlike oomblik, wat ons so 'n bietjie saam met Jesus op reis kan wees. 'n Bietjie saam met Jesus op daardie stofpad kan loop. Kan jy jouself indink? Kan jy dit raak sien? Jesus en sy disippels, hulle het wonderwerke gesien. Hulle het gesien hoe Jesus op wonderlike maniere werk. Hulle weet, hy doen wonderlike dinge. Hulle het vertroue in hom, vertroue in Jesus. Dan begin hy met hulle praat so op die pad. En dan vra hy dan nou hierdie vraag. Wat 'n dieper vraag is as sommer net. Hy vra vir hulle hierdie vraag, wie sê die mense is ek? En dan gaan hy nog dieper, maar wie sê julle is ek? Wanneer hy vir hulle vra, wie sê die mense is ek, dan is hulle vinnig om te antwoord. Hulle dink, u is Johannes die Doper. Nou Johannes is op hierdie stadium reeds doodgemaak deur Herodes. So ons weet vir 'n feit, en die mense weet vir 'n feit, dat Johannes is nie meer met hulle nie. So wanneer hulle nou na Jesus kyk, dan is dit amper asof hulle hierdie droom, hierdie hoop het, van 'n profeet wat opstaan. En ons sien dit in die feit dat hulle verwys na Johannes die Doper. Ander sê, hy is Elia, sê die disippels vir hom. Elia? Regtig? Elia? Ja, hulle dink hy's Elia wat op 'n besondere manier in vandag se wêreld vir hulle 'n groot profetiese boodskap van vryspraak kan bring. Ander sê, hy is sommer net ook 'n ander profeet. Hulle het hierdie verwagting vir vryspraak van die verdrukking. Dis hulle verwagting. En ja, ek dink in vandag se wêreld het die mense ook baie opinies oor Jesus. Party mense sal dalk sê Jesus is 'n goeie leermeester. Ek dink 'n beter woord wat ons hom vandag mee kan vergelyk, as ons nou wil praat oor 'n leermeester, is 'n beïnvloeder. Nou dit klink vir my vreemd om dit te sê in Afrikaans, want ons hoor dit gewoonlik in Engels, 'n influencer. Iemand wat op sosiale media boodskappe bring wat mense beïnvloed om op 'n manier te dink. Ek dink vandag se mense sou dalk selfs kon sê Jesus het vir ons 'n baie mooi lewe gewys van hoe liefde moet lyk. Ek dink party mense sal dalk sê, weet jy wat? Hy was 'n invloedryke leier. Die uitdaging is dat al hierdie beskrywings is eintlik maar net oppervlakkig. Dis maar soos om te sê, mense dink Jesus is Johannes die Doper of Elia of ander profete. Maar sien, op die ouend van die dag wil Jesus by die kruks van die saak kom. En hy vra vir hulle, maar wie sê julle is ek? Wie is ek in julle harte? Nou Petrus, ons ken ons nou vir Petrus, hy is altyd reg om te praat. En Petrus sê, u is die Christus. Kort, kragtig, eenvoudig. U is die Christus. Maar, so eenvoudig is wat dit is dit 'n geweldige radikale stelling om te maak. Want vir Petrus om te sê, u is die Christus, beteken dat hy sê, u is die Messias. Die Messias wat ons verwag uit die Ou Testament uit. U is die een wat gesalf is as seun van God, wat vir ons op 'n besondere manier leiding gaan kom gee. En dis die verwagting van die Messias, om koning Dawid se skoene vol te staan. Dis die verwagting.
Dis die verwagting wat die disippels dalk op hierdie stadium ook het. En ons sien iets daarvan wanneer Petrus nou vir Jesus so 'n bietjie eenkant toe gaan vat om hom te berispe, wanneer Jesus praat oor iets wat vir hulle sou lyk soos swakheid. Terwyl die feit dat hy die Christus is, waar is. Feite is. Want Jesus ontken dit nie. Moet ons verstaan wat dit vir Jesus beteken. Die interessante is, Jesus kom sê vir sy disippels, hou dit 'n geheim. Hou dit tussen ons. Hierdie radikale boodskap, wat waar is, hou dit 'n geheim, hou dit tussen ons. Sien, Markus kom vertel die evangelie vanuit hierdie perspektief van 'n geheime Messias, want vir hom wil hy 'n groot fokus daarop lê dat Jesus nie gekom het om politieke speletjies te kom speel nie. Inteendeel, ons sien dat Jesus eintlik nie vreeslik omgee oor die politieke wêreld nie. In terme van dat hy is van ewigheid af gewees en hy gaan nog altyd wees. Hy het koninkryke gesien groei, hy het koninkryke gesien val. Hy het politieke sisteme gesien groei en val. Wie op die oomblik aan bewind is nie vir God eintlik ter sprake nie. Wat vir God belangrik is die ewigheidswaarde van ons lewens, van my en jou lewe. Dis wat vir God belangrik is. So Markus wil iets kom vertel van die geheime Messias, omdat hy wil wys wat dit beteken vir Jesus om Messias te wees. En hy doen. Hy het nou net hierdie gesprek gehad oor wie sê die mens is ek. Hy het nou net met hulle die gesprek gehad, wie sê julle is ek. Petrus het gesê u is die Christus, u is die Messias, en dan verduidelik hy wat hierdie Messias gaan doen. As ons dan in hoofstuk in vers 31 verder lees, dan is sy volgende gesprek dat hy openlik met hulle praat daaroor dat hy gaan moet ly. Dat hy verwerp moet word. Dat hy doodgemaak moet word en moet opstaan uit die dood. Nou die interessante is dat die hele opstaan uit die dood is amper asof dit bo oor die disippels se koppe gaan. Want sien, dit sou 'n ongelooflike wonderwerk gewees het. Maar Petrus sien dit nie raak nie. Hy kom beklei met Jesus. Nee, jy kan nie so praat nie. Jy kan nie dit sê oor die Messias nie. Ons het 'n kragtige Messias nodig. En Jesus berispe hom onmiddellik. Onmiddellik spreek hy hom aan. Sien, Jesus kom wys iets van wat dit regtig beteken wanneer ons na die kruis kyk. Wanneer ons dink oor ons geloof. Wat geloof werklik beteken. Sien, ek dink baie mense dink aan geloof as iets wat hulle lewe makliker maak. Hulle dink aan geloof as iets wat seën en voorspoed moet bring. Of geloof as 'n plek waar ons moet ontvang. Of geloof is daarom daardie een plek wat nog my voorkeure, my kultuur, my wie ek is verteenwoordig. Vriende, dis hartseer wanneer ek dit sien in die wêreld. Maar dis glad nie wat Jesus kom wys nie. Jesus wys dat ware geloof deur die kruis loop. Jesus se lyding was nie toevallig nie. Dit was die pad na verlossing. En tot vandag toe is dit die pad na verlossing. Dit beteken, Jesus is nie primêr net 'n goeie leermeester of dan in ons taal 'n goeie beïnvloeder nie. Nee. Hy is die een wat ons sonde op hom geneem het. Dis wie hy is. Dit is sy primêre rol, dis sy primêre taak gewees toe hy hier op aarde was. Hy het gelei sodat ons gered kan word. Sy lyding betaal die prys
vir my en jou siel. Dis wat hy kon doen het. Dis hoekom hy gekom het. Sy kruis is nie maar net nog 'n historiese gebeurtenis nie. Dis 'n oproep om te kom verstaan hoe ver God se liefde eintlik vir ons strek. Nou as Jesus moes ly, as hy vir ons hierdie voorbeeld wys van die pad wat geloop moet word, wat is die implikasie vir my en jou lewe? Sien, nadat hy die disippels berispe, of vir Petrus berispe, dan spreek hy hierdie vraag aan. Dan kom sê hy wat dit vir ons beteken, vir my en vir jou beteken. Hy kom skok hierdie disippels. En hy sê eintlik vir hulle, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Om disippels te wees, om volgelinge van Jesus te wees, om as Christen geklassifiseer te word. As ons sê ons is Christene, dan beteken dit dat daar iets is van wat Jesus vir ons kom wys het. Dit beteken dat ons saam met Jesus die pad loop wat hy geloop het. Hy sê, ons moet onsself verloon, ons eie lewens verloon, en ons moet ons kruis opneem. Ware disippelskap is nie net om te glo nie. Ware disippelskap is om in Jesus se voetspore te gaan loop. En ja, dit vra dan 'n paar dinge. Dit vra dat ek my eie begeertes en my eie gerieflikheid tweede moet stel. Dat ek bereid moet wees om weerstand of verwerping, swaar kry te vat ter wille van die evangelie van Jesus Christus. Dit vra dat ek moet besef, Jesus Christus is die grootste skat wat ek in my lewe kan hê, al kos dit my alles. Jesus sê, wat baat dit 'n mens immers as hy die hele wêreld as wins bekom, maar sy lewe verloor? Ware geloof is nie om 'n gemaklike lewe te leef nie. Dit is om in Christus die ware lewe te vind. Al beteken dit dat ek ook die kruis moet dra. Hierdie teks vra natuurlike antwoord van ons. En hier is die vraag, wie sê jy is Jesus? Is hy maar net 'n leermeester? Is hy maar net 'n held waarna ons opkyk? Of is hy die lewende Here wat ons aanbid? Wat beteken sy lyding vir jou? Is dit maar net 'n historiese feit, iets wat gebeur het in geskiedenis, iets wat ons mekaar maar gereeld aan herinner? Of is sy lyding die bron van jou redding? Is jy bereid om hom te volg, selfs as dit jou iets kos? Hier is die uitnodiging, om nie net te weet van Jesus nie, om nie maar net die storie van Jesus te ken nie, maar om jou lewe te bou in sy voetspore, selfs as dit beteken dat jy 'n kruis moet opneem. Vriende, my gebed is dat ek en jy as familie van Christus hande kan vat en kan sê, hierop antwoord ons ja. Here, hier is ons. Here, gebruik ons. Al beteken dit dat ons kruis moet opneem. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons sê baie dankie. Dankie vir u liefde, vir u genade ook in ons lewens. Dankie vir die reddingskrag wat u kom wys het. Maar meer as dit, Here,
Dankie dat U vir ons die voorbeeld gewys het van hoe ons moet leef. Hemelvader, U is God, U is koning, U is Here. U is nie maar net 'n historiese mens, 'n goeie leermeester nie. Ja, U is dit ook, maar U is soveel meer as dit. En Here, daarvoor wil ons voor U kom neerbuig in aanbidding. Want Here, sonder U is daar vir ons niks. Here, ons loof U, ons prys U, ons God, ons koning, ons Here. Here, werk in ons lewens, werk deur ons lewens en gebruik ons in hierdie gemeenskap waar U ons geplaas het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, dankie dat jy saam met my ingeskakel het. Hierdie boodskap is 'n boodskap van passie. Mag jy dit uitdra daar waar jy gaan. Kom ons ontvang die seën van die Here met die herinnering dat ons ook hierdie seën uitdra na die wêreld daar buite. Mag jy die genade, die vrede, die guns van God beleef. God wat Vader is, wat jou liefhet. God wat Christus is, wat jou redding bewerk het. God wat Heilige Gees is, wat in jou leef. Mag jy sy goeie nuus dra daar waar jy gaan. Amen.